Dag sê en wat 'n heerlike voorreg om vandag weer saam met jou te kuier hier op ons lewelig dagstukkies. Dag 332. Jeremia 29 vers 13. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Jy vind God nie deur harder te probeer nie, maar deur dieper en meer van hom te begeer. Hoe graag wil jy? Een van my lekkertes is om nou en dan na NDE's, Near Death Experiences, op YouTube te kyk. Dis nou stories van mense wat vir 'n ruk klinies dood was, uit hulle liggame gegaan het en toe dinge beleef het wat hulle hele lewe verander het. Ewe skielik het hulle 'n paar dinge besef. Dat daar 'n ander werklikheid is, dat dit soveel beter en wonderliker is as enigiets hierdie kant van die hemel, dat hierdie lewe maar eintlik net 'n leerskool is, waar ons sekere lesse moet leer, dat God hier en nou net so werklikheid is as in die volgende lewe, en so kan ons aangaan. Dit bring ons by ons tema, hoe graag wil jy? Dis 'n moeilike vraag wat net beantwoord kan word as die wat eers bepaal is. Jeremia sê net soos Jesus dat die belangrikste wat in die lewe, die soeke na God se wil is en om hom te ken. Die realiteit is dat die einddoel jou kommitment gaan bepaal. As die doel vaag is die opoffering en moeite halfhartig. Maar as die doel helder is, amper tasbaar, dan byt 'n mens vas. Dan staan jy vroeër op, bly jy langer wakker en is jy bereid om dinge prys te gee wat jou eintlik baie kos. Dink maar aan 'n maraton. Niemand hardloop 42 km net vir die lekkerte om 'n bietjie te sweet nie. Jy sien jouself oor die eindstreep. Jy hoor die applous, jy voel die medalje teen jou bors en daardie prentjie draai jou deur blaase, spierpyne en dae wat jy liewer wou snoes. Die pryse aan die einde maak die opoffering die moeite werd. Nou kom ons by God en dis waar dit vir baie van ons begin moeilik raak. Wanneer dit by ons wandel met God kom, kan min van ons die einddoel regtig visualiseer. Ons weet in ons koppe en in teorie wat wag. Ewige lewe, vreugde, volheid, heerlikheid, maar dit bly vaag. Dis woorde, groot en heilige woorde, maar nie altyd woorde wat ons harte vinniger laat klop nie. En daarom is ons so dikwels halfpad in mense. 'n bietjie tyd, 'n bietjie aandag, 'n stukkie hart, maar nie alles nie. Jeremia 29 vers 13 sê iets radikaals. Met julle hele hart. Nie 'n miskien sondig hart nie, nie 'n krisishart nie, nie 'n wanneer dit my pas hart nie, 'n hele hart. En dis juis hier waar die probleem lê. Hoekom sal ek my hele hart gee vir iets wat ek nie regtig kan sien nie? Dalk sou ons, as God ons 'n loertjie sou gee van wat wag, met groter oorgawe soek, bid, luister en leer om hom te vertrou. Die geheim wat ons maklik mis, is dat die prentjie al hoe duideliker word terwyl jy soek. Hoe meer jy jou tyd, aandag en kragte wy om God te leer ken, hoe skerper raak jou geestelike sig. Hoe vaar die doel, hoe lou warm die hart, hoe helderder die hoop, hoe dieper die vasbyt. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om te glo in die werklikheid van 'n ewige lewe? Wat kan ons doen om elke dag nader aan God en ons eindbestemming te leef? Hoe gaan jy vandag begin om God se wil vir jou lewe te soek? Here, ek wil U soek met my hele hart, al sien ek nie alles wat voor lê nie. Trek my dieper in U teenwoordigheid in, sodat ek U vreugde
al op die pad kan beleef. Amen. Kom ek en jy vertrou die Heilige Gees om ons diepteperspektief te gee op hierdie lewe, sodat ons reeds hier en nou al die stukkies hemel kan beleef waarmee God ons wil verras. Hê 'n wonderlike dag, liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier aangedui is, asseblief per WhatsApp. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.